Goeiedag gemeente en baie welkom by nog 'n aanlyn erediens van NG Universiteitsoord. Dis vir my so lekker om jou vandag op 'n digitale manier te verwelkom en vir jou te sê dat jy is welkom net daar waar jy is. Mag die Here jou sommer vandag ook omvou in sy teenwoordigheid en in sy liefde en mag jy weet, jy is 'n begenadigde van die Here. Hy het jou onvoorwaardelik lief. Mag jy daardie belofte van die Here, daai wete, daai waarheid van die Here, sommer vandag styf vashou en koester ook in jou hart. Op daardie noot wil ek jou uitnooi om soms saam met my weer vandag se erediens te begin met 'n belydenis. Een van die kortste, duidelikste, eerste belydenisse wat die vroeë kerk gehad het oor die Here was om te gesê dat Jesus is Here. En ek nooi jou uit om hierdie woorde saam in my hart op te sê daar waar jy ook al vandag mag wees. Jesus is Here. Daar is natuurlik ook 'n uitnodiging, 'n belofte wat die Here maak aan ons. Daar in Matteus 28 sê hy vir ons, waar ons ook al gaan, daar sal hy saam met ons elkeen ook wees. Hy sal ons nooit alleen laat nie. En daarom kan ons vandag ook reageer op hierdie belofte, onsself daaraan herinner, om te sê dat die Here is waar jy vandag ook is. Hy is ook hier waar ek vandag is. Kom ons herinner onsself aan hierdie belofte, die volgende woorde hardop te sê. Jesus is hier. En dan kan ons reageer op hierdie uitnodiging van die Here wat hier by ons is, deur om te sê, kom ons rus in hom. Daar sê, vriende, gee vir jou kans om nou te wees in die teenwoordigheid van die Here met hierdie volgende asemgebed. Stel jouself in die teenwoordigheid van die Here, maak jouself oop vir die grootheid van sy teenwoordigheid en dat hy vandag met jou 'n besonderse afspraak het. Soos wat jy inasem, sê in jou gedagtes die woorde, U Gees is in my. En soos wat jy uitasem, in U hande gee ek myself. Kom ons word stil en spandeer tyd, 'n oomblik in sy teenwoordigheid. Vriende, by my vorige gemeente was daar altyd so 'n oom gewees. Hy het so met kaal voete daar by die kerk opgedaag, altyd besig om ietsie reg te maak of 'n boek te kom leen of om sommer net vinnig 'n koffietjie te kom drink daar soos met die kantoorpersoneel. En as jy dan nou vir hom Solly gevra het, oom, hoe gaan dit met oom? Sou hy altyd gesê het Johannes 1:16. En ek het altyd gedink, wat sê hierdie oom? Wat 'n snaakse manier is dit om iemand te beantwoord wat vra, hoe gaan dit met jou? Tot ek natuurlik weer die teks gaan lees het en daar het gestaan, uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Ek groet jou ook vandag met daardie woorde. Mag jy weet, uit die Here se oorvloed vir jou, het ek en jy genade op genade ontvang. Amen. Kom ons sluit ons oor en bid ek vir ons. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag weer opnuut bewus kan word van die genade wat U aan elkeen van ons gee. Dankie ook vir die besonderse manier of oomblik of geleentheid wat ons het om te weet, Here, dat ons onsself nou oop kan maak vir U, want U het 'n besonderse afspraak ook met elkeen van ons. En daarom is dit my gebed, o Hemelse Vader, dat wanneer U nou met ons gaan werk, wanneer U nou met ons gaan praat deur die woord, wanneer die Gees dinge binne ons gaan wakker maak, wat dalk so 'n bietjie stil geword het, dood geraak het binne in ons, Here, mag U ons dryf en vir ons die wysheid gee, die krag gee, om daardie dinge weer waar te gaan maak. Mag U vir ons die vrede gee, die onrustigheid wat dalk in ons leef, die onbeantwoorde vrae wat ons miskien het, waaroor ons in die aande wakker lê. Here, U is die een wat dit alles bymekaar hou. U is die een wat ons ook styf aan mekaar vashou, Here. Mag ons dan nou in U teenwoordigheid, in U hande van veiligheid, onsself oopmaak vir U, om met ons te kom werk. Amen. Nou vriende, ek weet nie wie van julle kan die show of die TV-program Who Wants to Be a Millionaire goed onthou nie. Jy het natuurlik 'n klomp vrae gehad, 'n klomp algemene kennisvrae en soos wat jy elke vraag reg geantwoord het, het die bedrag geld wat jy dan nou sou gewen het al hoe meer geraak, totdat jy op 'n punt gekom het waar jy dalk miskien 'n fout gemaak het en jy dalk alles kon verloor of net 'n sekere hoeveelheid van daardie $1 miljoen wat jy kon gewen het, saam met jou huis toe kon geneem het. Nou, ek wil saam met jou onsself verbeel dat ons vir 'n oomblik nou Who Wants to Be a Millionaire gaan wees en kyk of ons nie miskien $1 miljoen kon wen as die program gegaan het oor Noag se verhaal nie. So, ek het so vinnig 'n paar 8 vrae wat ek vir jou wil vra. Jy kan sommer net lekker saamspeel daar waar jy is en kyk of jy al 8 vrae kon reg antwoord om te sien of jy miskien hierdie verbeeldingryke $1 miljoen kon gewen het as die program gegaan het waarin jy deelgeneem het
oor Noag se verhaal. Goed, is jy reg vir my? Hier gaan ons. Kom ons kyk of jy die eerste vraag reg kan beantwoord. Ons begin redelik maklik. Ons moet nou so stelselmatig die geldleertjie klim. Hoeveel van elke soort dier het Noag op die ark geneem? Daar's hy, jy het dit. Die antwoord is 2. Tweede vraag. Wat was die teken van God se verbond met Noag na die vloed? Mooi, jy het reg onthou. Dit was 'n reënboog gewees. Dit was nie 'n wit duif of 'n takkie of olyftakkie of enigiets gewees nie. Dit was die reënboog. Die derde vraag, ek hoop jy's nog reg met al 2 sover. Vir hoe lank het dit gereën tydens die vloed? Hier is altyd 'n interessante een om te vra. Was dit miskien 30 dae, 40 dae, 50 dae of 60 dae? Mooi. Jy het reg onthou van jou Sondagskooldae af. Dit vir 40 dae en nagte lank gereën. Nou, 'n bietjie moeiliker. Jy moet daarom nou jou geld kan verdien. Hoe oud was Noag toe die vloed begin het? 500, 600, 700, 800 jaar oud? As hy, die teks herinner ons en sê vir ons, hy was 600 jaar oud gewees toe die vloed begin het. Ek hoop jy is daarom nog in en dat jy op pad is na daai verbeelding verbeeldingryke $1 miljoen wat vir jou lê en wag. Die 5de vraag. Wat was die name van Noag se 3 seuns gewees? Kan jy dit onthou? Kom ons kyk of jy dit reg gekry. Dit was Sem, Gam en Jafet gewees. Mooi. As jy nog reg is, as jy sterk op pad daarna toe, daar's nog 3 vrae wat jy moet beantwoord om daai $1 miljoen te kan wen. Hierdie is 'n baie belangrike, 'n goeie vraag om te vra. Hoe lank het die waters op die aarde oorheers? Was dit 15 dae? Was dit vir 40 dae gewees, 150 dae of 365 dae gewees? Mooi, as jy reg kan onthou van die verhaal, dan sal jy onthou dit was vir 150 dae as die aarde onder water gewees, so sê die teks vir ons. Mooi, 2 vrae oor, kom ons kyk of jy dit kan regkry, of jy laaste 2 ook nog kan regkry. Watter soort hout het Noag gebruik om die ark te bou? Was dit eikehout, sederhout, goferhout of dennehout gewees? Dan sê jy is reg as jy gesê het goferhout. Noag het goferhout gebruik om die ark te bou. En dan die laaste vraag. As jy hierdie ene kan regkry of jy het almal reg gekry tot op hierdie punt en jy kan hierdie ene dan nou ook reg kry, kan jy vir jouself 'n klop op die skouer gee en sê ek het nou net 'n verbeeldingryke $1 miljoen gewen. Watter een van Noag se seuns is na die vloed vervloek gewees? Nou sê, baie geluk, jy het dit reg gekry. Dit was Gam gewees. Nou vriende, dalk het jy dit nie geweet nie. Maar jy geweet dat Noag se verhaal nie eindig met 'n pragtige reënboog in die lug nie. Alles behalwe. Dit eindig eintlik met groot familiedrama. Nou kom kyk saam met my vandag na die teks om te sien waarop die Here ons aandag dan nou wil vestig en hoe hierdie familiedrama dan nou uitspeel. En ek wil vir jou vra om jou Bybel oop te maak saam met my by Genesis 9 en dan lees ons vanaf vers 20 tot 29 vandag saam met mekaar. Die teks sê daar, of die opskrif van die teks sê Noag plant 'n wingerd. Vers 20. Noag was 'n boer, die eerste wat 'n wingerd geplant het. Hy het wyn gedrink en dronk geword. Toe het hy kaal in sy tent gelê. Gam, die pa van Kanaan, het gesien sy pa is kaal en het dit buite vir sy 2 broers gaan vertel. Sem en Jafet het toe 'n kledingstuk van Noag gevat, dit oor hulle skouers gehou en agteruit geloop en hulle pa toegemaak. Hulle het ander pad gekyk, sodat hulle nie hulle pa kaal sou sien nie. Toe Noag uit sy roes wakker word en verneem wat Gam sy jongste hom aangedoen het, sê hy die volgende: Vervloek is Kanaan, 'n nikswerk slaaf sal hy wees in diens van sy broers. Verder het hy gesê: Prys die Here, die God van Sem. Kanaan moet Sem se slaaf wees. Mag God aan Jafet 'n rein woonplek gee. Mag hy welkom wees in die tent van Sem. Kanaan moet Jafet se slaaf wees. Na die oorstroming het Noag nog 350 jaar geleef. Noag was dus 950 jaar toe hy gesterf het. Ons lees net tot daar. Drama. Van 'n kaal uitgepaaste persoon in 'n tent tot 'n klein seun wat vervloek word wat niks eers verkeerd gedoen het nie, is hierdie verhaal
vol van familiedrama. Die slim teoloë en Bybelkenners stem almal ooreen dat hierdie verhale etimologie is. Nou as jy nie seker is wat dit beteken nie, dan is 'n etimologiese verhaal 'n storie wat die oorsprong of redes agter sekere verskynsels, gewoontes, name of kulturele optredes vir ons probeer verduidelik. Soos byvoorbeeld, hierdie verhaal wil ons ook help om te verstaan waar Israel se haat vir die Kanaaniete vandaan gekom het. Maar die slim ouens stem ook ooreen met mekaar dat hierdie verhaal vir ons iets ook wil leer oor eer en skaamte en hoe die wêreld van daardie tyd opgetree het as hulle eer op 'n negatiewe manier aangetast was. Soos byvoorbeeld, die feit dat Gam, nadat hy sy pa kaal gesien het, eerder na die mense toe gaan en hulle daarvan vertel, as wat hy soos sy broers 'n kledingstuk gevat het en sy pa toegemaak het. Op so 'n manier het Gam Noag se eer 'n skade aangedoen en hy het hom verneder. Daarom het Noag woedend reageer en vir Gam sleg gesê en sy seun, Noag se kleinseun eerder, vervloek. En die ander twee seuns, wie hom wel toegemaak het en sy eer op 'n manier beskerm het, het hy weer geëer. Nou ongelukkig vriende, was hierdie teks ook al in die verlede baie verskriklik misbruik en gemisinterpreteer. Baie mense maak 'n groot saak oor die feit dat Noag 'n wingerd geplant het en dat hy wyn gedrink het en dat hy op so 'n manier dan nou kaal in sy tent opgeëindig het. En dan gebruik hulle teks soos hierdie om teen drank te praat. En dit kan tot 'n mate maak dit nog vir my ook sin, want ek is ook nie noodwendig vir iemand wat dronk word en kaal uitpaas in hulle tent nie. Maar die teks gaan dan nie verder om eintlik enigiets daaroor vir ons te sê nie. Hierdie teks was ook al in die verlede gebruik om rasisme en later slawerny teenoor die mense van Afrika te regverdig. In die volgende hoofstuk 10, sal jy sien dat die Afrika mense uit die nageslag van Gam kom. Of vir almal uit Afrika moet ek eerder sê, uit die nageslag van Gam kom. Dit was vir mense genoeg rede gewees om slawerny te regverdig, omdat almal uit Gam se lyn vervloek was volgens hulle. Maar die teks sê dit ook nie vir ons nie. Eerstens sê dit niks vir ons oor kleur nie, of velkleur nie, en in die tweede plek was dit die seun Kanaan gewees wat vervloek was, en nie Gam self nie. So julle sien, daar's 'n klomp goed wat in hierdie teks aangaan. En alhoewel hierdie teks nie noodwendig vir ons iets kom sê oor wyn of velkleur of 'n wingerd nie, dink ek wil dit vir ons veel eerder iets kom sê en iets kom vertel oor mense. En hoe mense optree en watter keuses mense maak op die einde van die dag. Daarom laat hierdie teks ons ook toe om 'n klomp verskillende vrae te kan vra. En die eerste groot vraag wat ek nou vandag van hierdie teks wil vra is, maar waar pas God in hierdie verhaal in? So om hierdie vraag dan vir ons te probeer beantwoord, moet ons dalk net eers vir 'n oombliekie terugspring in Genesis in. In Genesis 6 kry ons eintlik 'n sleutelteks, 'n sleutelvers wat ons baie keer mislees of ook van vergeet. Maar hierdie teksgedeelte help ons om sin te kan maak van net hoe ver die mens van God verwyderd geraak het. Genesis 6 vers 5 en 6 en aan die einde van vers 7 sê vir ons die volgende. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink het, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. En dan vers 7, die laaste deel van vers 7 sê, ek is bedroef daaroor dat ek hulle, die mens natuurlik, gemaak het. Dit is baie ernstig hierdie. God is nie net teleurgesteld nie, hy is diep bedroef en gegrief oor die mens en sy optredes. En vandaar kom 'n groot vloed in die ark en al die diere wat ons altyd so lekker ingekleed het by ons sonndagskoollessies. Maar, alles God hoe bedroef en hoe diep al ook gegrief oor die mens, kies hy om genadig te wees, sê die teks vir ons, teenoor Noag en sy familie. En dis eintlik wat God nog die hele tyd besig is om te doen. Dink weer terug aan Genesis 2 en die opdrag wat die Here aan Adam en Eva gegee het. As hulle van die boom van goed en kwaad eet, gaan hulle sterf. Maar hulle het nooit gesterf nie. Hulle bly lewe. En reg deur die geskiedenis van Adam tot by Noag en weer van Noag se verhaal af reg deur die hele Ou Testament, sien ons keer op keer hoe God aanhoudend met genade optree teenoor die mens, wat keer op keer ook duidelik God se hart breek en keer op keer weer kies om ongehoorsaam te wees aan sy wil. Dis God self wat keer na keer sy verbond met hulle, met die volk, met Israel, met sy kinders, met wat hy met die mense gesluit het, in stand hou.
hulle weer daaraan herinner en sy verbintenis aan hulle herbevestig en weer hernie. Vir baie van ons is hierdie lang geslagregisters wat ons so in die Bybel kry, daai dele wat ons baie keer voel ons oor dankbaar is, want ons kan vinnig verby dit blaai, want ons hoef dit dalk net nie te lees nie. Maar dit is eintlik so 'n bietjie boring. Maar die antieke mense het geglo dat as jy lank lewe, dat jy baie geseënd was. Hierdie hoë ouderdomme wat die mense dan nou bereik het van 800 en 900 jaar oud, was alles eintlik 'n teken gewees van van hoe geseënd hulle was. En hierdie seëninge het net van God afgekom. Dit is wat die Ou Testament se geslagregister veral aan ons probeer kommunikeer. Net hoe geseënd die mens was deur God se genade. So al is God hoe bedroef en hoe diep gegrief oor die keuses wat die mense aanhoudend maak en hoe hulle kies om op te tree en te reageer teenoor mekaar, hy sal ons steeds begenadig wees en ons is geseënd as gevolg daarvan. So waar pas God dan nou in hierdie verhaal in? In die feit dat God nie maak soos Noag en ander mense nie. En dat hy veel eerder iemand wat hom teleurgestel het, sal begenadig wees as wat hy hulle sal vervloek. Maar nou is dit ook so. Hier is baie van julle wat dalk alweer reeds dink, ag genade, alweer genade. Alles is net genade, genade, genade. Kan hierdie dominees nie net vir 'n bietjie iets anders ter preek as net genade nie? My genade. Ons kan. Maar Genesis 1 vers 11 wil vir ons veel meer kom sê oor wie God is en hoe hy kies om op te tree en hoe hy kies om mense te hanteer as wat dit vir ons sleg en skuldig wil laat voel oor ons eie tekortkominge en ons eie ongehoorsaamheid aan die Here. Dit leer ons meer oor God se hart en sy karakter as van straf en woede. Maar ons sukkel soms om dit werklik te begryp, doen ons nie. Vir baie van ons is genade amper hierdie transaksionele ding. As ek iets sleg gedoen het, of iets iewers dan het ek weet ek het gesondig in my lewe, dan moet ek die volgende gedoen. Ek moet daar kerk bywoon, ek moet bid, ek moet Bybel lees, ek moet vir Here sê ek is vergewe, of ek vra om verskoning vir dit wat ek gedoen het, want dan weet ek, sal ek vergewe word, en dan is alles net weer okay. Maar as ek dit nie reg kry nie, gaan hy vir my kwaad wees. Hy gaan sy rug iewers op my draai, want hy gaan my nie wil vergewe nie. En is dan hierdie skuldgevoel wat baie keer gelowiges weghou van die Here se ware genade af, is dit nie. Ek moet net vir God wys hoe sterk ek is en hoe baie ek dalk kan doen voordat ek dan nou van hom af iets kan ontvang. Maar dis nie hoe God se genade werk nie. Die ou kerkvader Augustinus het een keer gesê, Grace is not given because we have done good works, but in order that we may be able to do them. Genade is nie 'n beloning vir hoeveel goed en goeders ons reg doen of hoe baie sterk ons is nie. God bewys jy sy genade wanneer ons op ons swakste is. Iemand sê een keer ook, genade is altyd 'n eenrigting verkeer van God na my en jou toe. En die genade wat God van ons bewys, nooi ons eintlik uit om vanuit dit aan uit te leef en dan vanuit hierdie genade wat ons van hom af gekry het, te kies om op te tree en te lewe en die wêreld in te gaan. Daarom dink ek is die grootste vraag wat ek vandag uit hierdie teks uitkry. Die grootste vraag wat ek eintlik oor hierdie teks wil vra, is wat maak ek en jy met die genade wat ons van die Here af ontvang het? In Noag se verhaal is die reënboog geteken van God se genadeverbond wat hy met Noag en sy nageslag gesluit het. En met hierdie reënboog wat eintlik nog so half bo oor Noag hang, kies hy om met die eerste geleentheid wat hy kry, om ook iemand anders begenadig te kan wees. Om eintlik maar net op te tree en dieselfde ding te doen as wat almal voor hom ook gekies het om te doen. En om sy seun te straf en nog verder eintlik te gaan deur om sy onskuldige kleinseun te vervloek. En dis hoekom ek vroeër genoem het, dat hierdie teks vir ons veel eerder iets wil kom vertel van wie en wat die mens is en hoe ons kies om op te tree en om te gaan met mekaar en die wêreld en God wat die teenoorgestelde aan my en jou bewys. En daarom weer die vraag, wat maak ons met die genade wat ons van God af ontvang het? Die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer het een keer dit eintlik vir my so mooi opgesom toe hy gesê het, True grace transforms us. It changes how we speak, it changes how we treat people, it changes how we respond when others fail.
Die hele Bybel is getuienis van 'n God wat keer na keer sy kinders begenadig is en niks terugverwag daarvoor nie. Van Genesis regdeur tot Openbaring sien ons dit duidelik raak. God kom gee sy genade vrylik weg aan elkeen van ons. En sy seun wat hy vir ons gestuur het, is die grootste bewys daarvan. Ons word uitgenooi om hierdie genade werklik vir onsself te ontvang en vanuit dit dan nou te lewe. Ons kan dit net doen deur aanhoudende aanbidding en om die verantwoordelikheid van die genade vir onsself te aanvaar. Dit sal die manier verander hoe ek en jy na die lewe kyk, hoe ons praat en ons kies om ander te hanteer. Vriende, ek sluit dan nou vir ons af met die volgende. Almal in hierdie verhaal wat ons vandag van gelees het God se genade ervaar. Maar hierdie storie kom wys vir ons dat om genade te ontvang en om uit genade op te tree teenoor ander, nie noodwendig dieselfde ding is nie. God kom wys vir ons wel dat dit moontlik is, deurdat hy keer op keer genade aan ons kom bewys het, en ons binne genade kon wees het, dat ons ook anderster kan leef. Sy seun het vir ons kom wys hoe so lewe lyk, en hy nooi ons uit om vanuit sy genade vir onsself dan nou te aanvaar, en vanuit hierdie genade uit dan nou getransformeer te word, sodat ons anders sal praat, anders sal reageer, en mense anderster sal hanteer, as wat die wêreld ook doen. Mag jy vandag weer herinner word daaraan, dat jy 'n begenadigde van die Here is. En daarom stuur ek jou dan vandag verder hierdie dag in met hierdie vraag. Wat maak jy met die genade wat die Here aan jou gegee het? Amen. Vriende, ek wil jou dan uitnooi om vir 'n oomblik stil te word en sommer daar waar jy is in gebed in te gaan. Miskien wil jy vandag die Here dank bewys deur vir hom dankie te sê van die genade wat jy alreeds van hom ontvang het. Dalk wil jy vandag vir die Here wysheid vra oor hoe jy kan optree en kan omgaan met die genade wat hy ook vir jou gegee het. Ek wil nou vir jou 'n geleentheid gee om stil te word in die teenwoordigheid van die Here en om tyd met hom te spandeer rondom hierdie vraag. Wat maak ek en jy met die genade wat ons van die Here af ontvang? Kom ons word stil en dan sal ek vir ons afsluit met gebed. Hemelse Vader, ons kan nie anders as om vir U dankie te sê nie. Dankie Here dat U getrou bly aan die beloftes aan elkeen van die kinders. Dankie Here, soos wat ons die geskiedenis inkyk en kan terugblaai tot in die begin van Genesis toe. Here, ons reg deur die eeue kan sien dat U elke een van die kinders genadig was. Dat U nog nooit opgehou het om genade vrylik weg te gee aan elkeen van ons nie. En dat U getrou gebly het aan die verbond aan elkeen van ons. U genadeverbond wat U aan elkeen van ons elke dag besig is om in stand te hou. Here, dankie dat ons vir U belangrik genoeg is, dat U bereid is om alles op te offer, selfs U seun op te offer vir ons, sodat U genade vrylik aan elkeen van ons kan gee. Maar Here, daarom is my gebed dan ook om my te help, om my gemeentelede te help, ook elke ander persoon, elke gelowige te help, dat ons hierdie verantwoordelikheid van dit wat U vir ons gee, die verantwoordelikheid van die genade wat ons van U af ontvang het, dat ons dit nie net sal hou vir onsself nie, maar dat ons vanuit dit sal lewe. Dat ons sal kies om elke dag vanuit dit op te tree, in die manier hoe ons praat, hoe ons dink, en ons ook ander mense hanteer, veral die Here, wie ons dalk onreg mag aandoen. Lei ons daarin, Hemelse Vader. Heilige Gees, maak ons sterk daarin. Geef ons die wysheid, Here, om te weet oor hoe om dit toe te pas en vanuit dit uit te kan lewe elke dag. Dankie, Here, dat ons U begenadigdes mag wees. Amen. Gemeente, ek herinner jou graag dat jy direk na hierdie erediens op ons comment section kan ingaan om daar te sien waar al die belangrike aankondigings is, waarvan jy kennis moet neem, of dat jy daar jou dankoffer vir die Here kan gee. As jy sukkel daarmee, nooi ons jou uit om asseblief na ons webwerf te gaan. Daar sal jy alles sien waarmee die gemeente besig is, en natuurlik kan jy ook die Here daar dien met jou offergawe.
met jou offergawe eerder. Dit sal vir ons 'n voorreg wees as jy daarmee tyd kan spandeer iewerster vandag. Ontvang dan nou asseblief die seën van die Here en jy is welkom om jou hande so in 'n bakkie te maak sodat jy dit vir jouself kan toeëien en met jou kan dra, maar hierdie keer vanuit dit dan uit kan leef in hierdie week wat vir jou voorlê. Ontvang asseblief die seën van die Here. Wanneer jy dan nou verder hierdie dag en hierdie week ingaan, mag jy weet en mag jy dit ook glo dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met een en elkeen van julle sal wees en sal bly. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê. Ons sien jou weer volgende week.